En jy sal agterkom, stadig maar seker, gaan die woord in jou lewe, hierdie woord wat ons praat, gaan inspraak begin hê in jou situasie. Die oomblik wat jy hom gaan toepas, gaan jy agterkom dinge begin gebeur. Hoekom? Want die koninkryk boodskap het 'n manier, as jy hom verstaan, dat hy maak dat blessings jou begin jaag. Kan ek dit weer sê? Die koninkryk boodskap. Onthou wanneer ons praat van die koninkryk boodskap, dan praat ons van God se heerskappy binne in jou. Nee? Waar bly die Heilige Gees? Binne in jou. Binne in jou, en wanneer ons hom toelaat om hom te vry te stel, waar doen ons dit? Daar buitekant, nee. OK, koninkryk. God se heerskappy, se regering binne in ons, eers binne in my. Hy ruk my eers self reg. Ek kan nie aanhou gaan regruk as ek siek is nie. Jesusie, kom aan. Julle kyk weer met sulke groot oë. Jy sien, want God maak mos heel eers die verandering in Jerusalem, in myself. Is dit nie so nie? En wanneer ek die verandering in myself geervaar het, dan werk dit na my vrou en my kinders toe. Van my vrou en my kinders af werk dit na my buurman toe, my kerk, my daar buitekant, en daarvanaf na die uiteinde van die wêreld toe. Nou kan ek gaan, wanneer ek regtig op 'n plek is waar ek volwasse genoeg is en ek voel ek kan uitgaan, kan ek sê, OK, Jesus, kom ek gaan Indië toe of kom ek gaan China toe. Maar ek het klaar in Jerusalem begin werk. Dit is wat die apostoliese boodskap doen. Hy vat die boodskap weg buitekant toe, want jy word gestuur. En nou het Paulus gekom en het vir Timoteus gesê, kom hierso. Kom ons lê hande op jou en ons stuur jou. Dis ook hoekom dit belangrik is, dat as jy voel, en ewen julle wat vir my kyk op Facebook, as jy voel jou seisoen by die gemeente waar jy is verby. Jy sal weet, God praat ons met jou. As jy voel jou seisoen is verby, jy moenie meer daar wees nie. Kom en kom sê. Ons is mos nie kwaad vir mekaar nie. Laat ons hande op jou kan lê en jy op die regte manier kan stuur na waartoe jy ook al gaan. Maar in die kerk gebeur dit nie so nie. In die kerk kry ek net 'n briefie wat sê, ek en die Here het besluit. Ons gaan nou ons 10de vat en gooi. Ja, dan is hy ook, dan klink dit of hy ook kwaad is vir jou, en jy weet nie hoekom is hy kwaad vir jou nie, want jy het hom nie kwaad gemaak nie. Is julle met my? So, dit is baie belangrik, dat goed, daar seker maniere, wat goed gedoen moet word in die skrif, wat skriftuurlik is, maar wat ons nooit geleer is in die kerk.